You are worthy, and you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Here ons wil vanmôre net die naam groot maak. Here, wat wanneer ons in hierdie tye rondom ons kyk, besef ons net, Here, hoe goeie God U eintlik is. Here, ons kan na die wêreld kyk en ons kan rondom ons kyk en ons kan sien, Here, hoe dit swaar gaan met mense en hoe sekere dinge nie uitwerk nie, mense wat moedeloos is, mense wat siek is, mense wat afgebreek word. Here, maar ons as kinders van die Here gaan op deur daai dinge, Here, maar ons het iets waarin ons kan vashou. Ons het iemand wat vir ons hoop gee. Ons het iemand wat vir ons beskerming gee. Ons het tog iemand wat ons kan gesond maak. Here, daarom is dit so lekker vanmôre in die teenwoordigheid van die Here, want ons weet, Here, hier kan ons wees wie ons is, want U het ons gemaak, Here, maar die dag toe ons tot bekering gekom het U ons kinders van die Here gemaak, en daarom kan ons vanmôre jubel en juig, want ons God lewe, en ons triomfeer saam met hom, die dag toe hy die graf oopgemaak het. Die Bybel sê dieselfde Gees wat Jesus uit die doodheid opgewek het, is dieselfde Gees vanmôre binne in my, en my omstandighede sal nie my onderkry nie, my toekoms sal nie my bang maak nie, maar my toekoms gee vir my vrede, Here, want ons weet U is al reeds daar. En dankie, Here, dat ons vanmôre net onsself kan kom uitpasyn, Here, hoe goed U vir ons is. En op hierdie Vadersdagoggend, Here, wil ek vir elke vader kom bid, en dat julle vanmôre sal versterk, dat julle sal kom optel, en dat julle vanmôre weer net die moed sal gee om te kan opstaan en sy eie gesin te kan lei. Here, ek weet in vandag se tyd word die man so verdruk en bedruk, maar ons as kerk van die Here wil vanmôre opstaan en sê, Here, ons glo nog in die goddelike volgorde en ons wil submit, Here, onder die paas van hierdie gemeente. Here, dankie dat ek vir elke pa vanmôre kan bid, dat U hom weer sal optel, dat U hom weer man sal maak, dat U hom weer sal herbeleef, Here, hoe U hom liefhet en hoe U hom aangestel het as vader en as priester en as profeet en as koning in sy gesin. Here, dat ons mekaar vanmôre in die oë sal kyk, mekaar sal waardeer, Here, en dat ons mekaar sal onderskraag, mekaar sal help dra, soos U in die woord sê. Word verheerlik vanmôre, Here, is ons gebed in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie, U kan die sitplek neem. Baie dankie vir Ruska aan die span. Vanmôre toe hulle hier aankom, is dit koud. Hulle is al vroeg hier hoor. Ek dink party van julle laapies nog bietjie. Dan oefen hulle al. Ek laapies op tot so 9 uur toe, word iewers wakker so in die oefening. So bestaan sal Marina my so stap en sê, hey, hou nou op gaal. Ek sê, oos is al hier. Ja, ek krap hoor, sal nie so erg. Mooi. Maar sê, ek lees hierdie week 'n baie belangrike ding oor vaders. En aangesien dit nou Vadersdag is, wil ek dit vir jou doen asseblief. Hoor wat sê hy? Hy sê vaders
is soos 'n afstandbeheer in die huis. Julle almal weet wat 'n afstandbeheer nie. Partysin is wit, partysin is swart, partysin is lang, partysin is kort, party het nie power on, power off, maar julle weet wat 'n afstandbeheer. Partykeer weet niemand waar hulle is nie. Maar as daar 'n probleem is, soek almal hom. Jy al gekyk hoe lyk 'n huishouding as jy wil movie kyk. En almal is daar, almal is reg, die popcorn is gespring. Die kook loop. Ons kan nie die remote. En by ons geval het ons 2 remotes. So die TV moet met een, en dan moet daar nog 'n ander ding met 'n volgende ding, en dan soek almal hom. So, terwyl ons hom nie nodig het nie, kan hy maar daar lê. En ek weet, 'n pa voel partykeer ook so. Ek lê maar net hier. Hoor jy, Louis, ek voel te nagekom hierdie week. Hom het my nie gebel Dinsdag nie. Maar ek sal hom terugkry, want ek het hom ook nie gebel. En ek weet, ons almal lag nou daaroor om te dink, papa is soos 'n remote. En partykeer, kan ek vir jou sê, ek is self papa, voel dit regtig vir ons dra alleen, ons beskerm alleen, ons beklei alleen, ons voorsien alleen, ons het alleen lief. Ek kom baie keer by Mirinda, nou praat ek uit, maar ek kom baie maar, as ek favoriet, is dit lekker as iemand jou so baie lief het. Want ek dink ons almal wil net iewers bietjie aanvaar word. Ons almal wil maar net bietjie hoor, yes, man, jy is nie so baie as wat almal sê. Maar mag ek vanmôre vir elke papa sê, God glimlag oor jou. Hy het jou geroep met 'n doel, en jy doen goed. Jy doen goed. Ek het nog nie een kind gesien wat hier ingekom het pers nie. Rooi nie. Amper sê kaal, maar ja, dis ook nie 'n kind wat kaal hier aangekom het nie. Papa, jy doen goed. Die Bybel sê in Spreuke 20 vers 7, 'n regverdige wandel in sy opregtheid. Gelukkig is sy kinders na hom. So papa, terwyl jy in opregtheid lewe, sal jou kinders dit geniet. Sal die kinders jou waardeer. En dan wil ek net vir jou sê, dankie vir wie jy in hierdie gemeente is. Oom Louis, oom Pierre, al hierdie ou oomies, ekskuus wat ek nou vanmôre so, maar dit is vir my as pastoor lekker, om by 'n oom te gaan sit, en sê, oom, wanneer drink ons koffie, oom Louis? Ek wil 'n bietjie weer hoor. Oom Pierre, wanneer gaan ons, ek wil sê Bloemfontein doen nie, dis te ver. Maar wanneer kan ons weer, om my net by 'n oom te gaan sit? Vanmôre vroeg, 6:15, toe stuur ek vir my geestelike pa boodskap. So dad, ek wil net vanmôre vir jou sê, dankie. En dit is lekker om te weet, as iemand wat vir jou omgee, iemand wat vir jou bid, iemand wat vir jou lief is. So papas, dankie vir wat julle doen, ons waardeer julle regtig. En gaan ek vanmôre, in my boodskap klink dit, ek pik op die paas. Maar mamma, jy kan maar saam luister vanmôre. En nie omrede ek wil hê jy moet by die huis kom en jou man dalk bietjie oordeel of jou man oor sy vingers tik, omdat hy besekerde goed nie uitkom nie. Ek wil hê vanmôre jy moet saam luister, want jy is in vernootskap saam in hierdie ding. Alhoewel ek nou vanmôre bietjie op die pa gaan fokus, dis Papadag, Vadersdag, wil ek hê jy moet saam met luister, sodat jy saam met hom hierdie pad kan stap. En baie van hierdie goed gaan ek dalk uit my eie lewe uitdeel, maar ek gaan nie vir jou sê waar en waar nie. So jy gaan nie weet nie. Maar dit is lekker as hy op pad met die Here stap, en hy vir jou woord gee, en hy vir jou saam met ons stap. Galasiërs 6 vers 9. Kom ons begin daar. My tema vanoggend is dan, vaders, moenie moeg word nie. Of moenie moeg word nie, vader. En ons begin by Galasiërs 6 vers 9, waar hy sê, en laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Want op die regte tyd sal ons maai, hoor nou, as ons nie verslap nie. As ons nie verslap nie. En ons leef in 'n tyd waar daar baie vaders is, baie moeders is, baie huisgesinne is, wat moeg is vir die druk wat die wêreld op hulle sit. Ons leef in 'n tyd waar ouers en vaders moeg is vir die druk wat werk op hulle sit.
Ek weet daar's 'n gesegde wat sê as jy doen waarvan jy hou, dan werk jy nooit. En ek het 7 jaar terug begin doen waarvan ek hou. Ek het vir 22 jaar het ek gedoen om geld te kry. Definitief nie gedoen omdat ek dit geniet het nie. En nou die dag sit ek, dink ek daaroor, ek sê, weet jy, hoe getrou is God se woord, omdat ek en jy gehoorsaam is. Kan ek gou 'n gedeelte uit my eie lewe met jou deel? Ek wil nie op myself fokus vanmôre nie. Maar so 25 jaar terug, kom ek van Witbank af, ons het gaan rugby kyk. Ou Tony Brown, wat nou heiliglik een van die Springbok afrigters is, het nog vir Highlanders gespeel daai tyd. En hulle het in die Bulle gespeel op Witbank Stadion, Super 10, Super 11, Super 12, whatever, se supers daai tyd gespeel. En op daai stadion van die geveg, hoor mooi en ek is skaam eerlik daaroor soos hulle nou sê, moes ek korrel om by die kerk te kom, want ons moet ry, daar's 'n kerkdiens Saterdag aand by die kerk. En die ou sommer wie ek ry op peer, ek sal baie keer vir hom sê, hey, maak net seker ons bly op die pad. Want ek weet nie hoekom nie, maar elke stadion het daar so 'n hoekie. Hulle verkoop koeldrank met sulke goed skynbol. Julle verstaan nou waarvan ek praat. En iewers het ek daar verby geloop en ek was in die kar en daar gat ons, nou gaan ons huis toe. Want my maat het vir my gesê, jy kan gaan rugby kyk. Maar bewaar jou. As jy nie vanaand in die kerk is. Nee, nou is al uit die skool uit, maar tog het ou maar tog daai eerbied en tog daai gehoorsaamheid vir ouma wat nog. Eers ek sê vir jou kom, kerk gaan begin. Ons het 'n uur en 'n half se ry, laat ons gaan. Kom by die kerk, nou is daai kerk stampvol. Julle weet ons hoe maak kerkdienste. As daar 'n profeet is of 'n ander prediker, as daar nie eens plek vir die eie gemeente nie, die hele dorp is daar. En ek en Peer kry net 2 sulke sitplekke maar heel agter, omtrent daar waar Nicola is, so 'n straatjie of 2 voor. En toe ons instap, toe begin die ou net bedien. So ons het die hele worship session gemis. En toe hy nou begin bedien, dan sal hy nou praat, dan sal hy kom hoor, ek sien so en so en hoor, ja, die Here is goed, amen. Dan gaan hy aan, dan kom hy weer hier hoor. En toe nou op 'n stadium toe sê hy, hoorie, daai ou met die wit streep daar agter. Dan check ek my so, ek sê, ek het nie 'n wit streep nie. Wat doen hy? Nee, maar nou nie omkyk nie, ek praat met jou. Ek sê, maar ek het nie 'n wit streep nie. Toe sit my baadjie wat nou oopgemaak het, dat hy so wit hierdie binnekant dit sien hy toe. Ek sê, ja, jy. Ek sê, ja. Hy sê, staan sommer vir my. Nou, ek weet nie, hoekom is hy met my so lelik gewees. En ek staan op, en toe ek opstaan, sê vir my, kom staan sommer hier by my. Dan dink ek, my maat, jy wil nie nou by my wees nie. Maar ek sal my asem probeer inhou, en ek het nie 'n sweetie gehad nie. Nou loop ek so langs die kerk af, en ek kom staan hier by hom, dis 'n groot oom hoor. Hy vra my, wat doen jy? Ek sê, ek werk by Beringman. Hy sê, wat doen jy daar? Ek sê, ek verkoop Berings. Lekker opgaan, man. Hy sê, nee, dis goed, dit pas in by God se woord. Ek dink, ag, oomie. Jy weet ons hoe voel dat as iemand oor jou lewe iets sê, en jy so arrogant. Ek sê, ja, en hy sê, maar ek sien iets. Ek sê, mooi. Jy sê dit nou nie hardop nie, dat is nou klop nie. Baie koeldrank, ek weet jy, daai snaakse koeldrank. Hy sê vir my op 'n stadium, sê hy, ek sien jy staan agter 'n counter, ek neem aan dis waar jy nou is. Ek sê, ja, ek werk agter 'n counter, maar ek doen baie redwerk ook vir hulle. Hy sê, uit jou rebellie uit, gaan jy wegbreek, jou eie ding gaan probeer doen. Ja? Hy sê, maar dit gaan nie werk nie. Jy sal terugkom vir 'n tydperk, dan gaan jy op oneweredige grondgebied werk, en jy gaan daarmee klaar maak, en jy sal voltyds in die bediening ingaan. Ek sê, hoor jy, dis nie die eerste keer nie. Dis nie die tweede. Ek kry ons daai rilling hier in jou rug, as jy gaan vir die Here bid. Ek sê, Here, man is reg, en ons gaan sit, en ons maak, ek dink nie, ek het jou ontmoet op daai stadium, weet ek nie. O, dit is reg. Toe ek so wegloop, toe kry hy in my kop so, hy sê, Here, en gee net vir hierdie oue vrou wat ons sal in toom hou. So asof ek nou rebellie of iets aan my gaan. En daar gaan sit ek. En ons nie 4 maande daarna die bedank ek by Beringman. Nee, ek dis 'n jaar en 4 maande. Nee, 2 jaar en 4 maande. Ons was getroud vir 4 maande, vir 2 jaar. So dit, ja, maar anyway, bedank ek. Ek gaan Katoet toe en ek probeer my eie ding.
Needless to say, 'n jaar en 'n maand later, toe trek ons maar terug. Hierdie keer saam met, toe sussie in die prentjie. Toe is ons huis toe. Ek werk vir 3 maande weer by Weeringman, en ek skuif toe Transvaal Electric toe, waar ek vir 9 jaar ondergrond werk, op onevenredige vlakke. En ek is daar uitgeskop, 'n jaar en 'n half later, ek het toe begin ontswat, 'n jaar en 'n half later saam met Hannes, en April, Mei 2019, trek ek Christiana toe, en hier is ons nog steeds in die bediening. Ouens, dit gaan partykeer nie altyd ons pad nie. Dit gaan nie altyd soos ons dit verleen nie, jy raak moeg oor versekerde dinge in 'n ou se lewe, en kan ek vir jou sê, as man, word 'n ou partykeer moeg om te lei, want niemand wil volg nie. Want ek moet myself volg. Papa, wees eerlik, jy raak partykeer moeg om iets te doen, want niemand wil jou volg nie. En so kan ons aangaan, as hoeveel miljoene voorbeelde wat ek kan noem. En daar's by baie vaders hierdie gedagte, wat help dit tog, ek doen iets wat niemand worry nie. Daar's baie by hulle 'n gedagte wat sê, ag, ek doen alles, maar niemand worry nie. Ek maak nie 'n verskil nie, niemand sien my raak nie, is al my moeite tog die moeite werd. Kyk hoe rebels is my kinders. Kyk hoe slyk hulle. Hulle kan nie werk nie, hulle kan nie eens eet nie. Ek hoor nou die dag by tydens die haar kinders is so sleg, as hulle nie gevoer het nie, was hulle nou al dood. Te wonder, geen wonder hulle is so sleg. Die tannie doen alles vir hulle. Maar kan ek vanmôre vir jou sê, God sê, ek sien jou raak. En al is daar nie 'n man nie, of 'n vrou, of 'n kind, of 'n baas, of iemand langs jou wat sê, hey man, ek waardeer wat jy doen, ek sien wat jy doen nie. God sê vanmôre, ek sien wat jy doen. Papa, ek weet jy doen jou bes. En ek wil jou vanmôre vra, moenie ophou nie. Al doen jy dit vanmôre net vir God, doen dit voluit. Jou arbeid, jou input, sal nooit te vergeefs wees vir wat God in jou lewe beplan het. En ek werk met baie manne, ons gesels baie. En paas raak moedeloos in hierdie tyd van, niks wil net reggeval nie. Ek wil vir jou vinnig so 'n paar punte deel, ek dink as 5 of 7 of dalk 9, ek is nie seker nie. Nee, ek speel, dit is net so 'n paar. Maar wat die Here regtig op my hart gesit het hierdie week, wat ek vanmôre met jou as pa wil deel. Die eerste een sê ek vanmôre, 'n vader is geroep om voor te loop. Maar hoor mooi, nie alleen nie, mamma, jy het 'n job. Ek sê nou die dag, kyk, ek kan hoe skeef gras sny, ek kan hoe verkeerd tik, ek kan my hare in watter rigting kam. As my vrou vir my sê, jy lyk alright, dan gaan ek so dorp toe. Waarin nie. Solank sy net sê, man, as ek well away. Maar is kere wat ek self sien, jy sien, maar hierdie lyn is nou skeef. As sy sê dis reguit, dan los ek dit so tot die volgende keer. Sy het gesê dis reg, dan is dit reg. Mamma, jy het 'n verantwoordelikheid saam met pappa om voor te loop. Joshua 24 vers 15 sê hierdie een, maar ek en my huis sal die Here dien. Joshua kom en hy maak 'n verklaring, ek en my huis sal die Here dien. Joshua het nie gekom en gesê, kom ons kyk of die huis my motiveer nie. Hy het nie gekom en gesê, kom ons kyk of die volk na my toe kom en sê, wat dink jy gaan ons doen nie? Hy het nie gewag om te sê, kom ons kyk maar of die wêreld se omstandighede so 'n bietjie gaan verander, en dan kyk ons maar waarvoor is ons lus nie. Toe Joshua in die omstandighede kom, en daar moet 'n besluit gemaak word, toe vat hy voor, toe sê hy, ek en my huis sal die Here dien. Ek weet nie wat gaan julle doen nie, ouens, maar ek en my huis, ek sal voorloop, ek sal die voorbeeld stel, ek sal leiding neem, ek sal my bes doen. Want ek gaan dit baie keer sê, en ek gaan dit nou vir jou sê, kinders volg nie altyd wat jy sê nie, maar hulle doen nogals wat jy doen. Kan ek dit weer sê? Kinders doen nie altyd wat jy sê nie. Want het jy al gehoor hoe klink 'n ouma? Maar dit nie doen nie, ouma sê dit bestou vir jou. Ek kon gegal al die oumas.
Maar as ouma opstaan en sy vir oupa koffie maak, nou, ons boetiekie lang, ouma, ek wil ook. Ek wil doen wat ouma doen. Ek gaan daar so lelike gesegde, en ek wil dit nou nie, ek skryf dit nie neer nie, maar kan ek vir jou sê, daai lelike gesegde? Monkey see, monkey do. Huh? Het jy al gesien hoe lyk 'n skip wat sonder 'n kaptein vaar? Lyk nie goed nie. Dit lyk nie of hy rigting het nie. Dit weet nie of hy bepaal, of iemand weet hoe werk 'n kompas nie. As iemand wat weet hoe om die vrag te hanteer nie. En net so gaan dit in my en jou lewe, as ons sonder paas partykeer rondvloeter, kan nou partykeer kyk, jy kan die kinders sien, en sê, paas beskikbaar, maar hy is nie betrokke nie. Paas daar, maar hy doen niks. Pa stel nie die voorbeeld nie, pa loop nie voor nie. God het vaders geroep om geestelike leiding te gee. Kan ek jou vra, wanneer laas het jy by jou kind ingehaal en gesê, ek verstaan jy het 'n probleem, maar kom ons bid daaroor. Die Here het my eendag, ek wil amper sê aangespreek, en dit het my gevang, en ek moes dit gaan regmaak. Dis al 'n paar jaar terug, sit ons hier in hierdie diens, in hierdie kerk, ek bedien na die spoegspad, en ek bid vir siekes, en ons gaan aan, en toe ons by die huis kom, toe sê Marina vir my, hoorie, maar Boeta is ook siek, sy ore is so toe, ek kan nie eens hoor as jy moet hom beklei nie. Ek dink, Brian, jy sê ons was in die diens, hy het nie eens maar eer kind gebid nie. Op daai stadium was hy klaar so lank, ek moes al 'n trappie kry. Kom Matteus, sal vir jou ook bid. Maar wanneer laas het jy moeite gedoen by jou kinders en gesê, hey man, ek weet nie wat die dag van môre inhou nie, maar ek weet die God wat hom vashou het 'n toekomsplan vir jou en vir my. Kom ek vertrou saam met jou vir 'n deurbraak. Wanneer laas het jy by jou kind gekom en gesê, man, ek weet nie wat die toekoms inhou nie, maar die Bybel sê dit sal goed wees. Wanneer laas het jy by jou kind gekom en gesê, maak nie saak wat jy gister gedoen het nie. Ek is opgewonde oor die toekoms, want God het my beloof dat ek en jy sal alles meer goed werk. Want nie net God het jou lief, die papa het jou ook lief. Kan ek vanmôre vir jou sê, kinders gaan baie keer deur moeilike goed waarvan ons as ouers nie eens weet nie. En al hoe ek daarvan weet is, ek was ook lank terug kind. En ek het ook altyd die dit gaan goed man. Tot ek my kamer deur toe maak. En ek my bed gaan lê. En ek my ou klein so wawa hondjie druk, dat sy nog dikker uitspeel. En daar kan ek huil. Daar kan ek myself wees. En sê, Here, sien my ook net af. Sien my ook net af. Ons is so geneig om voor te gee, wat kan ek vir jou sê, ons is bang geword vir ons ouers, omdat hulle nie met liefde optree, my met liefde kan beaam, my met liefde kan aanspreek, want sodra hulle met my praat, hoor jy mamma alweer? Ons dit werk nie. As ons uit liefde dit doen, sal hulle nie veroordeeld voel nie, en hulle sal weet, dis God wat nou praat. Ek en jy is geroep om geestelike leiding te gee, om rigting te gee, om voorbeeld te wees. Ek het al baie keer, en as ek op tone trap vanmôre, maar ek het al baie keer hierdie gesegde gehoor, waar hulle sê, moenie doen wat ek doen nie, doen wat ek sê. Papa, mamma, dit werk nie. As jy dit nie self kan doen, jy moet dit nie op jou kind afforceer nie. Hoeveel kinders kry ons, die papa rook, die mamma rook, maar hulle sal nie rook nie, want ek het hulle gesê. Ouens, dit werk nie so nie. Dit werk nie so nie. Stel die voorbeeld vir wat jy wil hê, want ek sê weer, kinders doen nie altyd wat ons sê nie. Maar hulle doen wat ons doen. As 'n pa gereeld bid, kan jy maar hoor hoe bid sy kinders. As 'n pa gereeld by die woord van die Here kom, gaan jy sien hoe lees sy woord, sy kinders die woord van die Here. Ek wil nie vanmôre dit vir myself neem nie, maar ek dink, ek neem aan, ek glo, aan ons in die pastorie kan hulle sien, ek en Marinda, aanbid die Here en ons lees ons Bybel. Hierdie jaar het Jandrey 'n gebedsgroep in sy kamer begin. Koshuis. Dis rof, want daar eerste 2-3 dae wat in die koshuis was, wou hy net huis toe kom 2 jaar terug. Hy het al 'n gebedsgroep. Hy bid al vir hulle. Hulle bid al saam. Ouens, want iewers het hy gesien, my pa doen, en ek wil dit nie vanmôre vir my vat nie, asseblief, maar my pa doen iets wat werk, en ek gaan dit ook doen. Hy sien die voorbeeld. As pa kerk toe gaan, sien die kinders hoe belangrik dit is. As ma kerk toe gaan, dan dink hulle dis belangrik. Dis ongelukkig so. Statistiek bewys, as 'n man begin kerk toe gaan, 92% van sy familie sal volg. As 'n vrou eerste kerk toe gaan, gaan maar 70%.
En as die kinders eers te gaan, dan gaan maar 40% van die ouers. Pa speel hier die rol. Dan kan ek so laaste keer op hierdie een punt gou op jou toon praat. Moenie ming oor die verandering wat jy wil hê nie. Wees die verandering. Wees die nuwe pa. Wees die nuwe ouer. Wees die een wat leiding wees. Wees die verandering in vandag se tyd. Ek sit eergister en dink daaroor. En ek sê dit met baie versigtigheid, want ek val in dieselfde kategorie. Manne, as ons gaan begin opstaan en doen wat die Here gesê het ons moet doen, sal ons land nie lyk soos wat hy lyk nie. En ek praat nog glad nie oor ras nie, ek praat oor niks. Ek sê manne, dis tyd dat ons opstaan en die verantwoordelikheid wat God ons gegee het, opneem en daarvolgens begin lewe. Punt 2. 'n Vader moet sterk wees wanneer al die ander swak is. Het jy dit ook al ervaar? Die hele huisgesin val uit mekaar. Almal is moeg, almal is geïrriteerd. Dan kyk hulle almal vir pa. En as pa se attitude reg is, net môre, dan is daar 'n verandering in hulle attitudes ook. Maar die dag as pa se lippe dik is, en pa ook negatief is, en pa ook in die gat lê, dan gaan jy sien dat hele familie net nog 3 dae in die gat, want dit is net lekker. Efesiërs 6 vers 10 kom hierdie woorde, hy sê, en ek weet dit is so 'n bietjie uit konteks uit, maar hoor wat sê, hy sê, word kragtig in die Here. Papa, kan ek vir jou hierdie teksvers môre gee? Word kragtig in die Here, en wanneer jou familie dit nodig het, staan op en bewys hulle, jy kan. Nie op jou eie krag nie, nie op jou eie nie, maar deur hom wat jou die krag gegee het. Elke huis beleef storms, elke huis beleef finansiële probleme, goed gesondheidsuitdagings, konflik, teleurstelling. En wanneer die kar breek en wanneer die brood min is en wanneer, papa, wat vind jy daaromtrent? Dis ons verantwoordelikheid. Dis waarvoor ons hier is. Dit beteken nie, papa, jy mag nooit huil, jy mag nooit swaar kry nie. Papa, dit beteken nie, jy mag ook sukkel en jy moet opnet, maar dit beteken iets anders. Hoor mooi. Dit beteken dat wanneer ek val, ek weer sal opstaan deur die krag wat hy my gee. Amen. Ons is mens, ons gaan val. Ek en jy is mens, ons gaan moedeloos word. Maar die verskil, en ek sê dit vanmôre met baie respek, tussen 'n man en 'n vrou. 'n Man sal moet opstaan omdat God hom die krag gee, sodat hy sy familie en sy gesin daaruit kan help. Want God het ons nie verniet die priester, die profeet en die koning gemaak nie. Ware sterkte kom nie om nooit nie te val nie. Ware sterkte kom wanneer jy weer opstaan nadat jy geval het. Punt nommer 3. En ek weet die goed vleg so by mekaar in, so ek gaan nie lank daarmee besig wees nie. Punt nommer 3 sê ek 'n vader moet die volgende geslag bou. Nie afbreek nie, maar bou. Psalm 78 vers 4 sê, ons sal dit vir die volgende geslag vertel. Hierdie is nou meer vir die oupas. As die klein kind so op jou skoot kom spring en jou hare trek. Vir hom sê, yes, jy voel pap, oupa voel ook soos Absalom. Oupa voel dan soos Samson. Wat is dit, oupa? Dan kan jy hom vertel die verhaal van hoe God saam met Samson op pad gestap het, hoe hy hom gehelp oorwin het, en hoe hy daar teer gekom het. Vertel jou kleinkinders, vertel jou kinders, van wat die Here vir jou gedoen het. 'n Oupa laat dink my altyd so in 'n boer. Hulle plant saadjies, en daai saadjies kom nie dadelik op nie. Maar eventually, kom daar 'n plantjie op, van die saad wat oupa geplant het, en kan ek en jy daardie vrug sien. En want toe ek so klein seentjie was, my oupa altyd my gesê, jy gaan nog preek, sê ek, ja, jy gaan in baie lande preek, dan dink ek, ja, mielielande, koringlande. Niks gedink aan kerk nie. Maar oupa het die lewende woord gespreek. Oupa is al 15 jaar oorlede, hier staan ons vandag. Hy vertel van die goedheid, as hulle op die plaas kom, dan is daar nie geld, maar hulle was hoeveel? 7 kinders, 8 kinders, hoeveel kinders? Dan is daar nie geld dat hulle kan melk koop vir die kinders. Kinders is allergies, hulle kan nie beesmelk drink nie.
Dan loop hy na die klipkraal toe. En hy gaan sonder hom af in die een hoek en hy loop daar rond en die Here sê vir hom, loop so en maak so en tel daai klip op as hy daar kom, maar kry 'n plastiek sakkie. Ek dink daai jaar was dit seker op shillings en pennies. Dan kan hy vir hom 'n blikkie melk gaan koop, dat hierdie klomp kinders. Ouens, hy het dit vir ons vertel. Want if God can do it in 1842, He can do it in 2026. Maar ek en jy het 'n verantwoordelikheid om dit vir ons nageslag te vertel en saam met hulle 'n pad te stap. 'n Boer plant altyd iets wat later sal opkom. En so is dit ook by vaderskap. Elke gebed, elke gesprek, elke ou drukkie, elke omhelsing, elke Bybelstudie, elke thumbs up is 'n saadjie wat geplant word wat later dalk in daai kind se lewe 'n vrug sal dra. Kom ons hou aan om ons kinders te bemoedig, kleinkinders aan te huts, wil ek half sê, om altyd aan die Here te vertrou. En moenie moed verloor as dit lyk of jou kinders nie verstaan nie. Moenie moed verloor as jy dink, my kinders is verlore nie. Hou net aan plant. God sal maak groei. Heilige Gees sal kom oortuig. Ek en jy moet net beskikbaar wees om daar te wees vir ons kinders en ons nageslag. Punt 4, 'n vader moet sy gesin eerste na die Here toe kan lei. En ek weet ek het nou die dag ook gevra, toe ons gepraat het met die krone, wanneer laas het jy iemand na die Here toe gelei? Wanneer laas het jy by een van jou familielede gaan sit en hom sê, man, lang genoeg het ek en jy nou stout gewees? Ons praat 'n bietjie oor die Here en ons kom daar uit. Hoor wat sê Deuteronomium 6, vers 6 en 7. Hy sê, en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek. As jy in die huis sit, en of jy in die pad is, en of jy gaan lê, en of jy opstaan. Jy moet dit by jou kinders inskerp, dit maak nie saak waar ons is en hoe ons is nie. Ek dink baie keer kom 'n ou in 'n situasie, veral onder finansiële druk, dan wil jy dadelik dink, jy ken ek die bankbestuurder se naam. Vandag se tyd kan die bankbestuurder nie meer veel vir jou doen nie. As jy daar kom, sê hulle net vir jou, meneer, jy moet by daai telefoontjie gaan sit en daar moet jy die leningsafdeling bel. Hulle sal met jou deel. Of meneer gaan sit maar daar en kyk of die kredietkaartafdeling nie dalk vir jou net. Dan maak jy die bestuurder sien, dan sê hulle, meneer, die bestuurder wil jou nie sien nie. Praat jy maar daar op die voor. Kan ek vanmôre met jou eerlik wees? En ek dink baie mans verstaan hierdie ding verkeerd. Ek sê hier, God het nie bedoel dat vaders net voorsieners moet wees nie. Hoor mooi. God het nie bedoel, Vader, jy moet net voorsien nie. Hier is die catch. Jy moet iewers 'n mentor ook wees. Jy moet iemand iewers wees wat iemand na jou kan kyk en sê, jy sê, well done, ek wil jou navolg. Hoeveel keer kry ons dit dat kinders verlang na ouers, want al wat hulle van hulle ouers sien is die binnekant van sy beer sien. Hoeveel wil jy hê vanaand? Kobaai. Hoeveel wil jy hê vir die vakansie? Kobaai. Hoeveel wil jy hê vir die bok? Kobaai. En hulle spandeer nie meer tyd om mentor te wees en sê, werk is so nie. Kom ek sê gou vir jou, werk dit, hoe lyk dit, hoe maak ons? Ek dink, as kind van God, is dit my en jou verantwoordelikheid, om seker te maak, my kinders sien Christus deur my. Nie in hulle keelgatte af te druk. Hulle wil dit sien in jou. Want hoor, wat sê ek vanmôre? Dit het my getref toe ek hierdie raak lees. Die Bybel sê, ek en jy gaan voor wie staan eendag? Ons gaan voor God staan. En nergens in daai hele konteks staan daar, en jou kinders gaan voor jou te staan kom nie. Of staan dit so? Dat ek iewers iets misgelees? Nee, hy sê, en jou kinders gaan saam met jou voor God staan.
Hulle gaan voor God staan, hoor mooi, hulle gaan voor God staan. Waarvoor maak ek en jy hulle vandag groot? Sodat ek en jy happy is? Of dat God eendag sal happy wees met jou kinders? Ouens, dis ons verantwoordelikheid. Dis ons verantwoordelikheid. Ek skryf hier 'n laaste puntjie. Die grootste erfenis wat 'n vader kan nalaat, is nie geld nie, maar geloof. Dit gaan nie altyd goed nie, maar ons weet waar kom dit vandaan. Ons deursettingsvermoë kom van hom, ons voorsiening kom van hom, ons gesondheid kom van hom, alles kom van hom. En ek wil klaarmaak met 'n laaste puntjie. 'n Vader moet altyd onthou dat hy nooit alleen stap nie. Uit jou eie krag gaan jy dit nie regkry nie. Jesaja 40 vers 31 het hierdie baie bekende gedeelte. Yvonne, as ek kom begin, gaan jou klaarmaak. Hoor wat sê hy? Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Ons gaan dit nie op ons eie krag te doen hê nie. Papa, mamma, ons het God nodig in ons lewe. En kan ek vir jou slegte nuus deel vanoggend? Die beste papa, die beste mamma, die beste ouers wat jy kan aandink, het iewers in hulle lewe ook moeg geword. Moses het moeg geword. Elia het moeg geword. Dawid het moeg geword. Johannes 4 vers 6 sê selfs Jesus het moeg geword. Maar hier is die lekker. God het hulle nooit begewe en hulle nooit verlaat nie. En in hulle omstandighede het hulle op die Here gaan wag en het hulle nuwe krag ontvang. Ouens, kom ons word rustig voor die Here. Dan kan ek vanmôre met respek sê, ons hemelse Vader verstaan die laste wat ons aardse vaders dra. Hy verstaan dit. Hy sê, hoor mooi wat sê die Here vanmôre vir jou. Ek sal saam met jou dra. Ek sal jou wysheid gee. Ek sal jou die krag gee en jy sal dit nooit alleen hoef te doen nie. Dis nie lekker om te weet nie. So wanneer jy voel jy kan nie meer nie, wanneer jy voel dinge raak te veel, onthou hierdie, God vra nie dat jy alleen moet dra nie, hy vra dat jy saam met hom sal dra. Sê jy net ja. En net so rukkie wag, laat dit gou insing. Manne, ons is so geneig om alles te wil self doen. Here sê ek wil jou help, sê net ja. En hier is die lekker, hoor mooi. God sê vanoggend, ek soek nie perfekte paas nie. Ek soek nie perfekte vaders nie. Ek soek nie perfekte ouers nie. Hoor wat sê hy? Ek soek vaders wat voorloop. Ek soek vaders wat kan sterk staan. Ek soek vaders wat die volgende geslag kan opbou. Ek soek vaders wat hulle gesinne nog na God toe kan lei. Ek soek vaders wat nie op hulle eie krag staat maak nie, maar op sy krag. Maar op sy krag. En ek wil vanmôre afsluit met 'n uitdaging. Manne, papas, hoor mooi en ek gaan dit vir jou lees, ek het dit hier mooi geskryf, dat ek dit ook kan hoor. Hoor mooi, ek sê Vader, jou gesin het nie iemand nodig wat altyd alles weet nie. Hulle het iemand nodig wat bereid is om voor hulle uit te stap en hierdie woorde te sê. Hoor mooi, volg my soos ek Christus volg. Is dit nie mooi nie? Is dit nie mooi nie? Papa, ek wil hê as jy saam met my bereid is om hierdie woorde te spreek, volg my soos ek Christus volg. Wil jy nie vanmôre saam met my staan nie, asseblief. Ek wil vanmôre vir jou sê, moenie nou moed opgee nie. Moenie nou die handdoek opgee nie. Moenie nou moeg word nie. Die Here is nog nie met jou klaar nie. Al voel dit dalk so, die Here is nie met jou klaar nie. En kan ek elkeen vanmôre in die oë kyk en sê, jou gesin het jou nodig. Jan, jou gesin het jou as pa nodig. Om nooit
Al die verkinders blik nog steeds nodig as pa. Frank, al gaan Wimpie weg, het hy jou nog nodig. Hy weet dit nie. God het ons nodig, ouens, om te kan opstaan en te kan leiding vat. My laaste versie, 1 Korintiërs 16 vers 13, hoor mooi. Hy sê, waak, manne, waak, staan vas in die geloof, wees manlik en wees sterk. En ek spreek dit vanmôre oor julle. Waak, staan vas in die geloof, wees manlik en wees sterk. En dan het jy nou vanmôre alles vergeet wat ek sê. Onthou net hierdie stukkie en dan sluit ek af. Die wêreld het meer goeie vaders nodig wat net terugstaan nie. Maar die wêreld het vaders nodig wat opstaan, voorloop en hulle geloof en hulle liefde uitlewe. Terwyl papa so staan, kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ek vanmôre saam met 'n paar papas hier in ons gemeente kan staan. En elke papa staan vanmôre voor U, Here. Here, en ons het die besluit gemaak om vanmôre op te staan en te sê met hierdie woorde, volg my soos ek Christus volg. En terwyl mamma sit en terwyl die kinders sit, Here, kan ons vanmôre opkyk na elke pa, elke papa, elke vader en sê, ja, hierdie is vaders wat die Here geroep het. En wil ons vanmôre aan hulle eer bewys. Here, en ek bid vir elke vader. En soos ons gehoor het, Here, gesien het, ons beleef dit. Gaan ons deur moeilike tye en ons swaar tye en dit is nie altyd lekker nie. Maar iets waarin ons gaan vashou. U sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Ons hoef dit nie op ons eie krag te doen nie. Ons hoef nie staat te maak op mense nie. Psalmsdigter skryf so mooi, dit is beter om op God te vertrou as op die hand van die mens. En wil ons môre op U vertrou. Here, ek bid vir elke man, elke papa, dat julle sal toemaak met U liefde. Dat julle sal oorvloed gee, Here, van wysheid, kennis, beskerming, krag. Here, dat ons die voorbeeld sal wees waarvoor U ons geroep het. Here, in hierdie tyd, waar dit so gaan soos dit gaan, wil ons rapporteer, Here, en sê ons is hier om ons man te staan. Here, ons is hier om ons plek te vul. Ons is hier, Here, om op te staan in hierdie wêreld en 'n verskil te maak daar buite. Eerste in my gesin, eerste my vrou, eerste my kinders, en dan daar buite, Here. Gee ons die boldness om te kan opstaan vir U. En ons bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie. U kan die sitplekke neem. Ek gaan nou weer vra dat al die papas staan, maar ek dink ek gaan nou eers hier ietsie. Die Bybel sê daar's 'n tyd om te groet en 'n tyd om hallo te sê en 'n tyd om al hierdie goede te doen. En ek is maar 'n simpel ou as dit kom by groet. Ek hou nie van groet nie. In die eerste plek chunke, kan ek nie lees nie. In die tweede plek chunke, kan ek nie konsentreer nie. In die derde plek chunke, want ek like dit nie as hulle loop nie. En dan vierde dan chunke, want dit is net vir nie lekker nie. So Wimpie, bring daai familie van jou, kom staan hier by ons. Wimpie, Corneille en Winnie. Hulle was daarom vir so kort en ek het deel van die gesin. Maar hulle is nou soos daai, hoe hoor ek nou dag, hulle is nou soos die mangels. Hulle was deel van die familie, nou word hulle uitgehaal. Christo, kom staan ook hier by ons, Christo verlaat ons ook. En ja, is nie altyd lekker om te groet nie, julle moet nou saam met Chunk as ek Chunk. Jy moet nou ek nou alleen nie staan. Christo, dit was altyd lekker. Ek onthou daai een Paasnaweek wat jy hier ingestap het. En ek weet nie of wat jy gesit het, maar daar jy het maar altyd daar gesit. En nou kan jy jou hart sien die verandering hoe jy kom uit en hoe jy die Here op pad stap. Soos wat regtig hê, daar waar jy gaan in die Kaap, elke tweede dag moet jy by die see staan en sê ek dink aan die pastoor van Christiane. Sy vrou. Sy is net by die see, weet jy. Maar gaan nou gaan leef uit waarvoor die Here jou geroep het. Gaan doen wat hy op jou hart gelê het, gaan wees die verskil. Gaan wees die man in die Kaap wat
hy hom voorgeroep het. Gelukkig weet ons op ons eie krag en ons nie daarop staan maak nie, maar deur sy krag gaan en wees, en maak 'n sukses. Onthou jou dop, sal jy sien. Op die nuus of in die tronk of iewers, maar ons sal jy sien. En dan ja, hier is nou ons slim kinders, hulle gaan nou sê, jy maak nie, ag, is net so bietjie links, is nie te ver af nie. Maar ja, ons het vinnig liefgeraak vir hulle, en ou Wimpie, ek onthou daai eerste paar dae wat ek en jy gesukkel het met 'n komputer en 'n kamera en dis al 'n rukkie, né? Toe was jy daar weg. Toe kom jy terug net om vir mamma en pappa bly te maak. Wat maak jy, sussie? Oh. En nou is dit tyd, maar ons laat gaan julle ook met liefde. Ons spreek lewe, ons spreek dat julle sal gaan en 'n verskil maak, gaan wees die verskil. As hulle daar vir jou vra van waar af kom jy, dan sê jy of hulle Christiaan. En ek het 'n groot pastoor wat hulle gaan omroer, as hulle by julle lelik is, hoor. Hy is nie so lank nie, maar hy is gewigtig. Alright, kan ek vra dat die kerkraad wat hier is, asseblief saam met my kom bid. Die res van die gemeente sal staan en net jou hand sal uitsteek na hulle toe, terwyl ons hulle seën en uitstuur in hierdie tyd. Kom ons staan en ons steek ons hande uit. As sy Kobus, wil jy nie op my kom staan nie, asseblief? Is daarom 'n afgetrede raadslid. Maar ons sien jou daarom nog as deel, hoor? As sy staan so, dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre net by Wimpie, Corneille en Benay kan kom stil staan. Waar hulle as 'n jong paar, Here, trek om iets beter te gaan doen. Here, ons bid vanmôre dat julle sal toemaak met u liefde. Toemaak met die beskerming. En dat hulle sal voorsien ver bo ons as mens kan bid of dink. Here, dankie vir die getuienis wat ons gaan hoor. Dankie Here vir die goeie terugvoer wat ons gaan kry. Here, dankie dat ons hulle hier kan uitstuur. Ons kan hulle release vanoggend met die wete u gaan saam met hulle. U gaan vir hulle die deur oopmaak, Here. U gaan vir hulle die grond voorberei. Ons spreek lewe, Here. En soos in die woord sê, elke plek waar ek jou voet sit, gee ek aan jou. Sê ons vanmôre, Here, waarom ek ook al daar gaan beweeg, dat hulle vir u standpunt sal neem, dat daar vir u 'n deurbraak sal kom in daai omstandighede. Here, dankie dat u aan hulle huis sal voorsien. Here, dat u aan hulle huisgesin sal voorsien. Dat mense, Here, sal weet u lewe en daarom, Here, kan hulle so goed gaan. Here, dankie dat ons van hulle kan bid vanoggend. Wees met hulle, Here, en dat alles gaan uitwerk. Here, ons bid ook so vir Christo vanoggend. Here, waar hy gaan en waar baie dinge voor lê, bid ons, Here, dat u die pad sal voorberei. Ons bid vanmôre, Here, dat u die weg sal voorberei, dat waar mense kom toemaak het, u sal oopmaak. Mense kom oopmaak het, u sal toemaak. Here, dat hy op die weg sal wees wat u vir hom uitgekies het. Here, dat hy sal gaan waar u gesê het, dat hy sal spreek wanneer u sê spreek, dat hy sal opstaan, Here, wanneer u sê staan op, maar dat hy die verandering sal wees. En ek bid dat u hom sal help, Here, waar hy alleen gaan wees, waar hy gaan skuif, waar hy hierdie goed doen, Here, uit geloof uit, dat u hom met respek gesê nie teleur sal stel. Maar dat u meer as genoeg, Here. U sê in Johannes, u het gekom dat ons lewe in oorvloed sal hê. En ons release hom vanmôre, Here. Ons stuur hom uit met die seën van hierdie gemeente, om 'n verskil te gaan maak, en mense na u toe te lei. Dis ons gebed vanmôre in Jesus naam. Amen. 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 Baie dankie. Julle moet dit geniet. Sterkte vir julle. Bel maar so van die kerkraadslede as julle nog iemand wil hê om te pak. As sy, wie gaan ons help uitdeel? Alright. Kan die papas asseblief weer staan? Al die papas, oupas, stiefpapas, aangenome papas, amper papas, hondepapas. Okay, is allemaal nou reg. Ek wil net vanmôre weer eens van my kant af jou sê baie dankie vir wie en wat jy in die gemeente is. Ons het sommer vir jou ietsie kleins en ons hoop dat jy kan dit geniet. Jy kan dit gebruik, doen my net 'n guns. Elke keer wat jy dit gebruik, dink aan die goedheid van die Here en dat hy jou gemaak het om soos amper praat. Ek wil nou nie my mond verby praat, maar jy moet nou soos daai dingetjie daar binne moet jy nou wees.
Jy gaan verstaan as jy hom nou oopgemaak het, en jy moet so wees. Okay. Maar geniet dit en baie dankie vir wat jy in ons gemeente en in ons gemeenskap en in jou gesin doen. Sien ek jou staan, sterk en zeker altijd aangegaan. Jy weet wat my is, wie ek kan wees, elke woord gee jy my reden om te kies. Jy stap langs my, jy los my nie alleen, selfs as die wêreld raak aan tegeneen. Jou by my gevoeligste zwaar, want ek weet my pa sal altyd daar wees vir my, elke jaar. Word ek nou saam met in die regterkant moet staan. Dat sê die regterkant. Dus in die Bybel staan die Here, Jesus sit in die regterkant van die Here. Dit is wys maar net, dis respek en orde. En ek glo altyd, jy bid 'n God van orde. Dus jy hou in die regterkant. Die pa van die gemeente, vader, nie net 'n vader van die gemeente nie, 'n kind van God, gesalte van God. Mag jy nog groot vuur laat brand in die gemeente en op jou pad waar jy gaan. So groot dat daai vuur se lig so groot word dat die wêreld na jou toe sal aantrek en jy die woord van verkondig. Lang het jy nou nie? 7 jaar, ek sal die paar maande afgaan, toe ek hom ontmoet. Sy hoor hy sê sy nie, toe laat kom ek hom na my huis toe. En ek sê my vrou, ek gaan eers hierdie man uitkyk. Ek gaan nie na enige ou toe nie. Want die Here het my gewaarsku, die valse profete, pas op vir hulle. En ek kom jou vandag sê, hy is nie 'n valse profeet nie. Van daar waar ek hom die eerste dag geleer ken het, tot vandag op hierdie sekond, gaan ek gesien het, hierdie man se vuur alle groter en groter geword in Christiana. En sy vuur sal wyd brand, groot brand in hierdie wêreld. Hulle het my die voorreg gegee, vir jou is dieselfde om vir my 1% te gee. En net so. Steek julle hande uit, dan gaan ons hom net seën. Here, ek seën hierdie gesalfde van U, Here. Soos ek bespreek het, Here, die vuur van God in hom groter sal word, Here. Waar hy 'n aantrekkingskrag sal wees vir almal wat hom nodig het. En ons wat saam met hom in is in hierdie gemeente, sy hande omhoog sal hou, saam met sy gesin. Dankie, Here, vir